Halleluja. Is dit nie so dat ons maklik vergeet nie? Ons as mens kan maklik vergeet. En dis hoekom die Bybel sê, moenie aan God 'n belofte maak nie. Want ons maak beloftes aan God en dan vergeet ons daarvan. Of is dit nie die pastoor? Halleluja. Ek dink ons kan dalk daai fout maak. Halleluja, halleluja. Weet jy, en as ons net 'n bietjie stil word en net ons gedagtegang net so 'n bietjie kan gevang hou. Dis 'n moeilike saak. Om jou gedagtes gevange te hou. Dis nie maklik nie. Want jy sien daai twee emosies. Julle weet mos wat emosies is. Want dit wat ek hoor, dit wat ek sien, proe, voel, ruik, die aardse emosies, dan kry ons die hemelse emosies, die openbaring deur God se gees. Nou die wêreldse emosies, hy laat my maklik vergeet. Want hy's aards. Want jy al sien, Callie, hoe vinnig kan jou gedagtes hardloop. Dan is hy hier, dan is hy daar. En dan hier, en dan daar, en dan heeltemal die mekaar. Dit is so. Jy kan maar maak wat jy wil, jy kan besê wat jy wil. Ons as mens, as wedergebore kinders van die Here, ons gedagtes hardloop. Omdat ons nie leer om ons gedagtes te orde nie. Jy sien, want as jy jou gedagtes net vrye teels gee, dan is jy dan op ver lande. Nou kom, nee, dit is nie die boodskap, hier is net 'n gedagte, hoor. Ons gaan nou na die boodskap toe gaan. Nou sê hy vir ons daar in Filippense, nou hoor wat sê hy, Filippense, blaai saam met my daar na Filippense toe. Kolossense, Filippense 4, hoor wat sê hy. Nou hoor wat sê hy so. Nou, ek myself moet my kort sê, kry jou denke, kry jou gedagtes georden. Nou sê Filippense 4 vers 8. Kom ons lees van vers 7, man. Kom ons lees sommer van vers 4. Verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. Het ons saam nou nie mooi koortjies gesing vanoggend, dat ons kon verlustig in die Here nie, né? Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Laat julle vriendelikheid aan alle mense, nie die wat jy like, nee, is jy almal. Want jy sien, daar's 'n rede voor om jou vriendelikheid aan alle mense bekend te word. Jy sien, jy hoop vurige kole op hulle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word, die Here is naby. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Ek het in pastoor Japie, ons praat partytjie onderwerpe, dan bespreek ons dit en dan hoor hy my gedagtes, ek hoor sy gedagtes en dan sê ons mekaar, maar dis dit nie dalk jou opinie nie. Jy moet praat oop, lekker
gesprek. Né? En een van sy vrae, wat hy my vra, wat is was 'n bekommernis by hom, is dat vir al die groot predikers sê, jy moet soveel saad saai, dan bid ek vir jou. Of jy moet so X bedrag gee, dan sal God dit vir jou doen. Het julle dit al gehoor? Hardloop. Julle moet net nie breek nie, jy moet net hardloop. Los die handbriek af en hardloop. Want jy sien in die Bybel sê, moenie handel dryf met die woord nie. God waarsku ons die sulke manne en die sulke vroue. Jy sal nou hoor hoekom ek dit sê, as ons by die boodskap kom. Okay. Nou, en ons is al twee eensgesind omtrent dit. Jy sien, ek kan God nie koop nie. God weet dat ek in my hart het. As ek finansies nodig het, moet ek finansies saai. Maar saai wat die Here wil eers besaai. Amen. Ek kan nie God se guns koop nie. Okay, kom ons gaan aan. Vers 7. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle wat? Wat is sinne? Jou mind sal jou sinne bewaar in waar? In Christus. Nou, wie van julle het al agtergekom? Jy begin goed. Maar as jy kom eindig daarna op jou gedagtes op ander plekke. Want ons hou nie ons sinne in Christus nie. En met ons sinne nie in Christus hou nie, dan hardop ons gedagtes soos hy wil. Okay, vers 8, dis waar ek nou eintlik wil uitkom. Vele broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, wat 'n deug en wat 'n lof daar ook mag wees, bedink dit. Is dit nie wonderlik hoe die Here my en jou wil help om ons gedagtes te orden nie? Want die ou mens, hy voeter ons al die tyd na die vlees toe. Na die werke van die vlees toe, na die wêreldse emosies toe. Nee. Maar wanneer jy in Christus is, dan help hy rig my en jou na Christus toe. En Kali, dis oefening hoor. Ek kan jou 'n brief gee, dit is regtig oefening. Want as jy kom kry, nee, dan is jy in die moeilikheid. Jy sien, want die Bybel waarsku, hy sê soos 'n man dink, so is hy. So as ons denke nie reg is nie, dan laat jou denke jou in die moeilikheid kom. Okay. Ek weet nie kom ek het vanoggend sien, maar ek moet dit sê. Kom ons gaan na die woord toe wat ek vir jou met jou wil deel. Maak jou Bybel oop by Lukas hoofstuk 17. Het jy al gesien hoe siek kan jy jouself dink? Dis waar. Jy word dodelik siek omdat jy so dink. Nou wonder ek of ek my vrou as 'n voorbeeld kan gebruik. Ek het op die stadium net een vrou, so ek gaan net een gedagte gebruik. Volgende ons wakker word, toe voel sy nie lekker nie. Sy sê,
ek dink, jy moet maar alleen gaan. Dan hoor ek, so sê, want net nou steek ek die ander aan. Dis mos wat sê. Maar rukkie daarna sê sy, ek is so gesond, soos 'n vis in die water. En sy trek aan, en daar sit sy. So, daar's 'n gedagte gewees, wat moes verander. Baie mense dink hulle arm. Finansieel arm. Hulle dink hulle arm. Nico, jy's met jou pensioen nou, want jy's 'n pensionaris, en jy ook so kaartjie. Jy by Spur pensioners ete. Is jy nog nie daar nie? Ok, goed, ek gaan jy dit maak ons. Ons gaan, ek en julle, ons gaan, dan reël ek, dat jy pensioners by kan betaal, dan eet ons. Ek probeer ook maar net, Natasha. Laat hy ook kan voel, hoe eet pensioners, maar ek moet net betaal vir dit. Dis goedkoper, hoor. Maar jy sien, kind van die Here, as ons terugkyk, en ons dink, want ons gee nie aandag aan hierdie goeders nie. Ek het in hierdie week baie gedink, weet jy, en ek en my jongboet Johan, ons praat baie, ons praat geestelik diep dinge, ons bekommernis, weet jy, dan is baie keer dat ek sê, Johan, kom ons kom net na bediening toe, kos ons posisies uit. Dan sê hy, nee, dan wil hy eers praat oor die goeders. En hy is reg in dit wat hy sê. Maar vir my, vir Gerrie broer, daai goeders, tel nie punte nie. Want dit maak nie dat jy by die doen kom nie. Jy moet vrug dra. Moenie vir sê, jy is 'n apostel, en die vrug van die apostel, die bediening is nie in jou lewe nie. Dit gaan nie vir jou werk nie. Jy sien, kind van die Here, en dit is wat belangrik is, ek en jy moet op die punt kom waar God se woord vrug dra in ons lewe. Ok, is julle reg vir die woord? Meneer Warnekalis, gaan net een offer opneem, hoor. Ok, Lukas 17. Ek hou aan ons voor, kom ons lees vanaf vers 20. En toe hy die Fariseërs, dis nou Jesus, toe hy deur die Fariseërs gevra is, wanneer die koninkryk van God sal kom, het hy hulle geantwoord en gesê, die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie. Ok, nou vers 21. En hulle sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie. Want die koninkryk van God is binne-in julle. Jy sien, wat het die Fariseërs en die Sadduseërs en die Jode, wat was hulle verwagting gewees? Hulle het weer 'n verwagting gehad dat daar 'n aardse koninkryk, want jy moet verstaan, hulle sit onder in ballingskap. Okay? Nou soek hulle weer dat Israel weer sy eie koning gaan hê, en dat hulle uit ballingskap uit gaan terugkom en onder die regering van 'n koning, 'n Joodse koning gaan wees. So, hulle verwagting van koninkryk en Jesus se antwoord is twee verskillende dinge. Nou sê Jesus vir hulle, maar die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie, want hulle het sigbare tekens gesoek. Maar dan sê hy vir hulle, maar die koninkryk van God is binne in julle. So, die Here Jesus lig vir hulle 'n groot waarheid uit. Sê, luister, julle verwagting is verkeerd. Baie mense het 'n verkeerde verwagting van die Here Jesus Christus of van sy kerk. En dit is die hartseer, omdat ons
nie hoor toe Jesus vir sy disippels in Matteus 6, toe hy hom vra, leer ons hoe om te bid nie. Toe kom die Here Jesus Christus en hy leer hulle die Onse Vader. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom. Nou, as ek vanoggend vir u vra, okay, luister nou mooi. George, is 'n goeie besprekingspunt vir Woensdag aand, hoor. Julle moet nie Woensdag aand se gesamentlike self vergeet nie, hoor. Hallo? Is Woensdag aand hier, 7 o'clock, en almal het bepaalde take gekry. Amen en amen. Jy sien, die vraag tussen die Fariseërs en wat Jesus hulle antwoord, nee. Maar Jesus leer hulle bid, Onse Vader in die hemel, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, soos in die hemel, so op die aarde. Okay. Nou, sê julle vir my vanoggend, doen nou ons bediening en al ons YouTube-kykers, sê julle nou vir my, watter een gaan jy verkies? Die sigbare koninkryk, waar daar Saul of Dawid of Salomo koning is, of die koninkryk in jou waar jy herstel word, soos Adam en Eva voor die sondeval. So dis die heerskappy. Kom jy met my? Jy sien, want ons soek sekere dinge. Kyk nou met die, ek gaan dit doen. Kyk nou die politiek nou. Ek gaan mooi Afrikaans praat. My mond hang oop vir die domheid wat aangaan. Hoe vreet hulle mekaar op, hulle verteer mekaar. En dit laat my dink aan hierdie twee koninkryke, wat die twee verskillende mense aan dink. As jy die koninkryk van God in jou openbaring daarvan het, wil jy nie weer 'n mens hê wat oor jou regeer nie. Want dan regeer jy met die mag en gesag en jy maak God weer jou koning. Toe die volk Israel roep, hulle wil 'n koning hê, soos die heidene nasies gehad het. Hulle wil 'n koning hê. En Samuel raak bewoe. Want Samuel sien waarna toe hierdie mense op pad is. Hulle is besig om 'n wêreldse aardse stelsel na te volg. Hulle wil 'n koning hê soos daai. En Samuel sê, Here, wat wil hierdie ouens maak? Wat sê die Here vir hulle? Vir Samuel, hulle verwerp nie jou nie, hulle verwerp my. Want God het hulle onderneem. God het hulle geskape na sy beeld, na sy gelykenis. Nou wil hierdie lot ouens, wil hulle wêreldse stelsel navolg. En dis die hartseer, dat die kerk nie verstaan, die koninkryk van God is in jou nie. En al die mag, en al die gesag, soos in die hemel, so op hierdie aarde, is in jou. Ek gaan dit weer sê. Al die mag en al die gesag,
soos dit in die hemel is, op hierdie aarde is in jou. Here help ons. Ernstig, Here help ons. Kan ons hierdie waarheid nie verstaan nie. Want ons spring na hierdie persone toe, ons spring na daai persone toe, ons spring na die koninkryk toe, ons spring na daardie koninkryk toe. Intussen is jy, intussen in tyd is jy met wedergeboorte, kom maak die koninkryk van God in jou. En al die mag en gesag wat jy by die aarde nodig het, soos dit was voor die sondeval, is herstel in jou lewe. So jy het mag en gesag oor armoede. Jy het mag en gesag oor alle siekte. Jy het mag en gesag oor al die duiwels. Maar ons verstaan nie die koninkryk van God nie. Ons verstaan nie die autoriteit in ons nie, by ons nie. En dis wat hierdie fariseërs, hulle dit ook nie verstaan nie. Want hulle soek 'n koninkryk, maar Jesus het nie gekom vir daardie koninkryk nie. Jesus het gekom om die koninkryk van God voor die sondeval te kom herstel. Sien Kobie, en dis hoekom ek kan sê, want as die Gees van die Here met my praat, kan ek vir jou sê, jou besigheid gaan pop. En nie het Kobie se nie. Want dieselfde Gees wat in Jesus was, is in jou, as jy tot wedergeboorte gekom het. Dieselfde koninkryk, wat in die hemel is in jou, as jy tot wedergeboorte gekom het. Maar jy sien, Satan sal kom, en dis die tema van die woord, moet nie dat enig iemand jou uit die koninkryk van God praat nie. Satan sal mense op jou pad sit. Hy sal 'n situasie skep by jou, dat jy fokus verloor, en jou denke begin aards word, en dan begin jy aardse dinge te bedink, en jy vergeet koninkryk. Want hy wil jou weerhou van die ware werk wat Jesus aan die kruisdood, as die kruisdood vir my en jou gedoen het, met sy opstanding. En dis die hartseer, dat of dit nou 'n apostel of 'n profeet is, die Bybel waarsku teen valse apostels en profete, teen valse leraars, hy waarsku ons. So dis binne in die kerk, is ons die denominasies, organisasies, die mensgemaakte kerk. Dis die hartseer. Dis regtig die hartseer. En as ons net kan verstaan, die koninkryk van God is in my nie. En omdat hy in my is, het ek al die mag, al die gesag, wat in die hemel is. Dis nie my woord, nie is Jesus se woord. Maar ek gaan weer sê, want moet nie dat enige iemand jou beroof van die koninkryk van God en die voordele van die koninkryk van God wat in jou is, jou arm hou nie. And that's why, verlede Sondag het ek gesê, kom laat ons nie bly by die begin van die prediking nie.
Maar laat ons voortgaan, totdat die Here Jesus Christus in my en in jou lewe gestalte kry. Sien kind van die Here, God hou nie sy koninkryk van ons af terug weg nie. Omstandighede en denke, menslike denke en mense wat korrup in hul denke is, weet, 'n blinde kan nie aan 'n blinde leer nie. Sien, die duiwel is die vader van die leuns. En of u dit nou wil weet en of u dit nie wil weet nie, daar's tye dat u en ek eerder die duiwel glo as wat ons God glo. As 'n hele mond vol wat ek nou gesê het, wat is waarheid. Moet my nie op die proef stel nie, ek sal dit vir jou wys. Jy sien maar, hy is die vader van die leuns. Hy is 'n mensemoordenaar. Hy sal daai waarheid dat die koninkryk van God in jou is. Nou, hy sal hom wil doodmaak, daardie waarheid, en dan kom in al hoe hy dit kan doodmaak is met 'n leuen. Want al hoe jy die leuen kan uitkry is met waarheid. Maar baie mense, omdat hulle die woord van God nie ken nie, kom Satan met 'n leuen en hy maak waarheid dood in jou en in my. Okay, goed man. Ag, wat help dit om te bid? Nou nie julle nie, seker Bloemfontein se ouens, nee. Wat help dit om te bid? God antwoord my nie. Is dit 'n leuen of is dit 'n waarheid? Ek vereer die Here met my offers en my tieners, maar my finansies bly maar broekskeer. Is dit waarheid of is dit 'n leuen? Wat sê Malagi sê? Hy sê en julle sê, wat help dit om God te vereer? Jy sê van jy ons moet versigtig wees voordat ons net in ontkenning wil lewe. En dis hoekom my en jou denke moet in lyn met God se woord kom. En dit is so belangrik. Jy tel iemand net so op wat in die gees is. Jy tel iemand wat geesopenbaring verstaan, jy tel hom of haar net so op. Maar jy tel die godsdienstige ou, wat in misleiding, met godsdienst en selfregverdiging, tel hom ook net so op. Sien maar die duiwel, hy is 'n leienaar. Jesus kom daar in Johannes 4, kom hy daar en hy sit daar by 'n put. Die disippels het gaan kos koop. En daar kom 'n vrou aan. En Jesus vra vir haar water. En hy begin sy godsdienstig raak met Jesus. Jesus sê vir haar, gaan roep jou man. En sy sê, maar ek het nie man nie. Hoeveel man het sy al gehad? 5. Dit wil my lyk of hierdie vrou dink sy kan nooit 'n gelukkige huwelik hê nie. Sy het 5 manne gehad. En die een wat nou by haar is nie haar man nie. Hoeveel mense dink hulle kan nie 'n gelukkige huwelik hê nie. Jy sien, Satan kom en hy beroof die koninkryk van God wat in ons is. Hy beroof ons van die krag en die waarheid.
Nee, ek kan nie hierdie werk nie. Nee. Jou velkleur is mos nou nie reg. Jy was nou in die ou tyd was dit nou die whiteys gewees. Nee, jou kleur is nie ou nie whites hier so en non-blacks hier en so. Hulle sit mekaar soos ek nooit taal gebruik, kanseltaal. Maar vandag sê hulle, nee, ons is nou nie te swart nie, ons is ook nou nie te wit nie, ons is nou bruin, of hierdie ou sê nee, ek is swart, of hierdie ou sê ek is jy al gehoor klaar die whiteys. Ek kan nie job doen, nee, ons nou moet nou te wit wees. So nou, ag, Here help ons. Want die systeem, die koninkryk van die wêreld, veroorsaak hierdie nonsens, omdat die kerk, die wedergeborenes, die ware kerk, wat geesvervul is, die koninkryk van God in ons, hulle verstaan nie die krag nie. Want as jy die krag verstaan wat in jou is, wat sal vir jou onmoontlik wees? Dan is ek nie van die staat afhanklik nie. Ek het nie 'n ander koning soos die Jode Israel wil 'n koning hê. God sê vir Samuel, het nie jou veld my verwerp. God het hom uit en uit bewys as 'n God, as 'n koning, wat in elke behoefte van hulle kan voorsien. Maar nogtans neig hulle na 'n ander koninkryk toe. Maak dit sin, ja? Jy sien, Satan kom beroof jou. En hy sal alles in sy vermoë doen om jou sy koninkryk van dood te hou. Ja, ek kan nie jou baie voorbeelde gee van die goed. As jy net kan verstaan, wie is in jou? As jy net jou gedagtes reg kan kry, kan 'n volk welkom so dom wees om God wat water skei, die Rooi See, en hy laat sy volk deurgaan die roue grond, en toe hy laat Egiptenaar kom te verdrink hulle. Vir 40 jaar sluit hulle skoene nie, hulle klere. Of kan ek en jy so swaar gekry, ons bietjie dik. Miskien sou Lesie daar van sy klere gekry het. Maar kan jy aan dink, God bewys hom water uit 'n rots uit, kwartels manna, dat 'n volk so God wil vervang met 'n heidense praktyk. Ek raak stil sê, Here, hoe is dit moontlik? Ek sê maar, lees net jou Bybel, dis wat hy gemaak het. En dan hoef ek nie eens my Bybel te lees nie, ek hoef maar nie die rapport te lees. Ek hoef nie eens die rapport te lees of die son te lees nie, ek moet net Facebook lees. Ek hoef nie Facebook te lees, ek moet net Parel Pels lees.
Nee. Dan sien ek die stelsel waarin ons bevind. En die kerk, die ware wedergeborenes, staan nie op met 'n manifestasie. Here, u koninkryk het gekom nie. Dis wat die Bybel sê, hy het gekom. Hy's in julle. Maar Satan sal alles in sy vermoë doen om jou te beroof van die voordele van die koninkryk van God. En ek glo met my hele hart, met my hele wese glo ek, as dat God my mag en gesag en heerskappy gegee het. So ek het heerskappy oor armoede. Ek het mag en gesag oor al die duiwels. Ja, maar pastoor, ek is 'n toekoeverd. Kind van God, wanneer jy openbaring kry van hierdie waarheid, hy's in my. Now, but you first need the revelation. Dan pas jy hierdie skat op. Jy pas hierdie skat op van die koninkryk van God in my. En ek laat geen gedagtegang van geen persoon toe om dit te steel nie, my te beroof nie. Dankie Heilige Gees. Jy sien, kind van die Here, die heel eerste ding wat God vir my gesê het, ook tot weder, soek my krag. Godsdienst en selfregverdiging is 'n vieslike ding. Is a bad spirit. But when you are in a relationship, you are born again. Hy is in jou en jy is in hom. Dan is dit nie meer godsdienst nie. Nou is dit goddelike lewe. Nou belewe ek God. Nou belewe ek God. Maak dit sin, kyk. Satan kom nie net met 'n leuen die pile afskiet op jou denke nie, man. Hy gebruik mense. Wil jou vertel, jy is nie bekwaam genoeg nie. Kom nou, steek so 'n bietjie vas by hierdie bekwaamheid. Nee, maar pastoor, jy verstaan, jy weet jy my agtergrond. Pastoor, my vel. Pastoor, my taal. Pastoor, jy weet jy, ek het nie so groot geword nie. Ek kom uit 'n huis uit. Ag, kinders en 'n reisiespan. Sien, ons kan ons agtergrond, dis die leuen van Satan, man. Weet julle hoekom is dit 'n leuen? Do you know why? Want in 2 Korintiërs 5 vers 17 sê hierdie woorde. As jy dan in Christus is jy 'n nuwe skepsel. Dan maak hy jou attent daarop. Hy sê, kyk, sien, alles het nuut geword. En die ou dinge is verby. Ek was dit gewees, maar ek is dit nie meer nie. Kom jy word maak my opgewonde, man. Sien, kind van die Here, dink julle nie, ek het ook hierdie goeders deurgeveg nie. Wat ek openbaring kry. Sê ek, nee,
Nee, wat sê die woord? Jy sien in van die Here, selfveroordeling. Hoeveel van ons sit met selfveroordeling? Hy eet die ons koekies op. Dan kom hy onder veroordeling. Hy eet die ons klap koekies op. Joseph, staan gou op, kyk jy vir die kamera, dat hulle kan sien wie is hy ouwe. Dat hulle kan sien, wie is hy. Maar selfveroordeling, kom aan kind van die Here, hoeveel keer kom jy onder selfveroordeling? En jy veroordeel jouself. Want jy sien, jy voete terug na werke toe, en jy verstaan nie wat genade is nie. Jy kan nie werk vir genade nie. Jy kan nie werk vir genade nie, geliefdes. Genade is verniet. Want as werke my en jou kon red en ons lewe verander, dan het ons die genade nodig gehad nie. Maar omdat God weet dat ons in die gevallendheid van die mens, ons kan onsself nie red nie. Toe kom hy met sy ewige liefde, met genade, en hy haal ons uit daai moeras van sonde en ongeregtighede. Hy haal ons uit, ouens. Hy was ons met sy bloed. Kind van God, moenie laat Satan jou beroof van die koninkryk van God in jou nie. God se genade, wat sy bo-natuurlike vermoë aan ons gegee het, vir dit wat ons self nie kon doen nie. Jy sien, wanneer jy genade begin verstaan, dan kom jy uit 'n tronk uit van selfveroordeling. Want enige mens wat in selfveroordeling lewe, beteken vir die koninkryk van God niks nie. Want Satan sal met jou met soos hy Jojo, jy ken mos daai wielietjie met die tou en hy maak so met jou, dan is jy onder, as jy bo, dan is jy onder, as jy oor. Kom kind van die Here. Moenie laat Satan jou beroof nie. Kry jou denke reg. Want as jou denke reg is, gaan die koninkryk van God in jou manifesteer. En dis wat ek en jy nodig het, kind van die Here. Ons moet openbaring kry van God se genade. Dis hoekom ek naby in hom moet lewe. Sou ek val, sou ek struikel, dan weet ek daar is 'n skrif wat sê hy tel die regverdiges wie op. Maar ons gaan kruip nie agter vrye blare weg nie. Ons gaan kruip weg met die bloed van die lam. Kyk, maak dit sin. Moenie die koninkryk van God in jou verruil vir 'n aardse koninkryk nie. Just don't do it. Moenie dit doen nie. As jy hierdie goeders verstaan, sal jy verstaan hoekom ek so uitgesproke is teen die politikuste. Shame, ek wil jou ook toesluit. Ja, van Malema. Shame. Ek vra maar net namens 'n vriend, soekie leer ek antwoorde nie. Jy sien, kind van die Here, Suid-Afrika moet na God toe terugkeer.
Nie na 'n politieke party toe nie. Want julle kan dit maar gaan toets en as dit verkeerd is, kom sê vir my pastoor, jy is verkeerd, en dan repent ek op die lig, ek is verkeerd. Die meeste van hulle het nie 'n cooking clue van om te bedien nie. Hulle gebruik politiek, hulle gebruik rasse, nee, om te mekaar te veg en te sê hoe sleg hulle is. Nee. Maar kom ons kyk 'n bietjie, net 'n bietjie vir ons vertel hoe gaan hulle dien, wat hulle doen. Kali, hulle kan lieg hoor. Ek bedoel hulle kan lieg. Die Here weet hulle kan lieg hoor. Ek gaan vir julle, hulle kan lieg soos hulle lieg soos 'n vlieg hoor. En weet jy, die hartseer is, dalk net, het die duiwel in een van hulle se harte gekom, en hy skilder hierdie ding, en hy mislei en vermom die hele lot te laat op agter hulle aan. I don't know. Maar as ek hierdie goeders lees, dan sien ek, Here, ons is soos Israel. Ons het 'n koninkryk begin aanhang, wat ons wil hê, wat sigbaar is mens. En daai koninkryke, jy kan maar kyk, is almal demoniek. God het vir hulle gesê, verdelg hulle, anders gaan julle hulle agtervolg, of navolg. Dit is presies wat gebeur het. Dat niemand jou beroof van die koninkryk van God in jou nie. Hoe gaan jy dit doen? Met die woord van die God. Only the word. You need to know the word. As die leuen kom, dan sê jy, maar dis wat waarheid is. Dat is die ander manier nie. Amen. God, Heilige Gees, wil jou help. Hy wil jou help. En hy sal jou help. As jy swaar leun op hom. Amen. Maak dit sin? As jy bly is volgende nie gewees? Ek is ook bly dat ek hier was. Dat ek ook die woord gehoor. Julle lag, dis waar. Ek stoei met die goedjes in my gees. Dan kyk ek na die mense, die Here, jy moet vir my help om die waarheid deur te gee. Waarheid deur te gee. Ons gaan as dit by die tafel van die Here, dan gaan ek vir jou vra as jy die broodjie neem volgend. Nou die brood is die simboliek van die wonde van Jesus, sy liggaam wat ons gebreek is vir ons siektes. Die wyn simboliek van die bloed wat ons sondes betaal het. Okay. So as jy nagmaal vat vanoggend, nee, vat jou genesing man. Vat jou oorwinning. Huh? Lord, thank you for restoration and a revelation of the truth of this word. Amen. So kom ons kry, bring ons offers, bring ons tiendes, ons gee aan die Here, omdat ons lief het.